Hallo en welkom by Farmspace. Ons staan hierso by Hein Smit. Hy het hierdie jaar ingeskryf vir die Lamb Champs 2026. Ons is hier in die Tweedracht area. Ons gaan bietjie hoor. Wat skryf hy in vir Lamb Champs en is hy reg vir hierdie enetjie? Hein, hoe gaan dit? Goed, dankie self. Goed, dankie. Sê my 'n bietjie Hein, wat boer jy meer? Hoe lyk jou opset? Wat gaan aan op hierdie klein hoewe van julle? Ons het 'n bietjie meatmasters, inheemse veldbokke, en dan het ons ook so 'n stukkie landerye wat ons uitverhuur aan iemand wat dan verskillende gewasse plant. So julle is maar meer aan die produksiekant as die, kan ek sê, die gemengde boerdery opset. Ja, ons het die bokke is 'n stoetery, maar die res is maar vleis en so aan wat ons self slag en familie en vriende en so aan vergee, ja. Nou sê vir my, hierdie bokke is dis hierdie boerbokkies nou hier agter julle wat julle nou maar meerendeels op fokus. Ja, dis die inheemse veldbokke. Hierdie is die Mbuzi of Nguni ekotipe van die inheemse veldbokke. Okay. Ja. Nou maar die eintlike rede hoekom ek hierso is vir hierdie meatmasters hier agter julle. Jy sê jy gaan 'n meatmaster inskryf vir Lamb Champs nou. Hoekom het jy besluit op die meatmaster? Man, ons het 'n paar jaar terug eintlik maar begin deur 'n vriend wat vir ons gesê het ons moet bietjie kyk na hulle. Dit was hoofsaaklik toe net om gras om die huis te sny. En toe het ons vir hulle lief geword. Dis baie geharde skape. Hulle pas baie goed by ons aan. Ons kry lekker groot lammers, vleislammers van hulle af en hulle is regtig net nie vir ons moeite nie. Hulle gaan dit aan en doen hulle ding en hulle is regtig net nie moeite nie. Nou ek sien hulle almal is nou mooi hierso in hulle eie kampe opgedeel. Sê vir my, bly hulle op kamp of stuur jy hulle uit veld toe as die reste daar lê? Is dit intensief, ekstensief? Hoe maak jy jou meatmasters groot? Ja, kyk, die aard van die saak, omdat ons maar op 'n 20 hektaar stuk is, doen ons maar bietjie meer intensief. Hulle is in die kampe, en dan gaan hulle uit terwyl daar gewasse op die landerye geplant is, gaan hulle uit in drukbeweiding. Dan sal ons kamp vir kamp of 'n paar kampe saam stuur in drukbeweiding. En dan roteer ons maar net heeltyd die kampe so. So ja, hulle slaap eintlik maar hierso in die kampe en dan gaan hulle uit vir drukbeweiding en as hulle klaar gestroop het, dan jaag ons hulle almal net sommer in die land in en dan kan hulle maar gaan waar hulle wil en weer terugkom later in die dag. En jy sê jy het die meatmaster gekies juis omdat hy bietjie harder is. Dis hy's nie so finietjie nie, so jy sê jy's doodgelukkig met hulle vanaf jy begin het so 'n paar jaar terug. Ja, kyk, al ons rasse wat ons hier het, is maar rasse wat gehard is en wat aanpasbaar is oralste. En dit werk vir ons want dit vat nie baie moeite nie. Ons doen hierdie nie voltyds nie, so ons het nog steeds 'n 8 tot 5. So na ure en dan op naweke werk ons maar met hulle. En dit is wat dit vir ons maklik maak, is omdat hulle eintlik maar net kan gaan en hulle ding doen. Ons het nie nodig om te veel te spuit en vir alles te doseer nie. Ons laat hulle eie ding doen en ja, dit is maar eintlik waarvoor ons gaan, is dat dit juist so maklik as moontlik is. Nou sê vir my, hoe lyk jou voorbereiding vir Lamb Champs? Ek weet jy het vir my gesê jy het jou lammertjies daar aan die ander kant geberre, so ons steek hulle weg. Sê vir my, hoe het jy daai voorberei vir Lamb Champs? Man, so min as moontlik eintlik ekstra. Ons gee maar so bietjie ietsie ekstra wat ons probeer kyk of wat iets sy smaak kan verskil in die vleis. Okay. Maar anders is dit maar net normale pille vir hom gegee en dan gaan hulle ook maar uit in die sojalande in om dan maar 'n bietjie ekstra daar te kry. Ja, so niks verskriklik anders dan nie. Ons het die ou wat vir ons voer maak, Bambili voere is regtig goed en sy pille is ordentlik saamgestel dat alles in daai pil daar is. Ons het nie nodig om veel meer ekstra te gee nie. So hulle kry dan hulle pille en dan natuurlik buite in die gras. Nou sê vir my, Hein, hierdie is julle 3de jaar as ek dit reg het. Ja. Waarna sien jy uit? Wat het jy nou al geleer vanaf die begin van jou eerste Lamb Champs, as ek dit so kan stel? Hoe kan ek sê, tel jou ervaring en jou guns die jaar? Man, dit is 'n kompetisie, so ou wil natuurlik jy's kompeterend, so jy hoop jy is die wenskaap of die wenlam of in die top 10 of so. Maar vir ons is dit eintlik maar die samesyn. Ons maak altyd 'n groot ding van 'n klomp van ons mense gaan saam en ons sit lekker en kuier en dis regtig 'n lekker dag om uit te kom en bietjie daar te gaan kuier saam almal. Saai kyk besonder goed na ons. So ek gaan vir die ervaring ook en dit is vir my besonder lekker om by die spit te staan en met die mense te praat
wat van jou spit kom sny of kom opskep. En selfs dan ook om met ander boere te praat en te hoor wat hulle ervaring is en ook wat in hulle distrikte gebeur en miskien kan ou 'n bietjie idees rondrol en kyk wat dalk by ons ook kan werk. So vir ons is dit maar eintlik daai hele dag en om alles daar saam te doen, ja. So jy wil vir my sê hierdie inisiatief wat Saai ingebring het, beteken vir julle as skaapboere die wêreld. Ja, ek dink definitief. Ons kry van ons 2023 begin het, kry ons redelik wel af en toe kry ons oproepe van mense af wat skaapkarkaste soek. So ek dink definitief die blootstelling vir enige ou om dit te gaan doen of jy nou 10 skape het of 1000 skape het, dink ek daai blootstelling is definitief goed vir elke ou om dit te gaan doen, definitief. Hein, dankie baie. Alles van die beste vir jou. Baie dankie. Dankie dat jy lief was. Right, dit was Hein Smit, alipad hier van Tweedracht af. Hy's reg vir Lamb Champs 2026. Die vraag is jy reg? Kry jou kaartjies nou aanlyn of by jou naaste Pick n Pay. Sien jou daar.